Fantasties. Ons het omtrent 'n hele crash hier vandag. Dat sy. OK. Julle, wie van julle weet wat is 'n GPS? Wie weet wat is 'n GPS? Wat doen die GPS? Wat maak hy? Weet jy nie? OK. Rian, wat maak 'n GPS? Hy vertel jou waar om heen te gaan. OK, fantasties. Ek dink jy gaan sommer my GPS wees vandag. So ons gaan gou 'n speletjie speel. Maar julle is nou 'n bietjie meer as wat ek gedink het, so julle gaan nie almal nou agter my aanvolg nie. Dit gaan 'n bietjie chaos wees. Maar ek gaan vra Rian, kom jy hierso? Richard. Sy. OK, so hoe hierdie gaan werk, né? Is julle is my GPS. Nou onthou, 'n GPS ry saam in die kar. So jy moet vir my, julle moet heeltyd by my bly, okay? As die GPS by die huis bly, gaan jy nie weet waartoe om te gaan nie, nê? Reg, het julle dit. So julle moet my verduidelik hoe om by daardie deur daar agteruit te kom. Okay. So julle moet vir my sê draai links, draai regs, wat ook al, okay? En julle moet seker maak ek gaan soontoe. Okay. Kom ons begin daarso in daai hoek. So julle moet nou hard praat en julle moet my mooi verduidelik, okay? So hier gaan ons. Links. Okay, kom ons probeer weer van hierdie kant af. Julle moet seker maak ek hoor julle want ek hoor julle nie altyd nie. Kyk, ons gaan weer. Regs. Okay. Daar hoor ek links, okay. Ja, julle het gedink julle vang my, nê? Make a U-turn. Make a U-turn, daar sy. Dankie julle twee. Okay, so Rian, sê gou weer vir my, wat is 'n GPS? Wat doen 'n GPS? Hy sê vir jou waantoe om te gaan. Okay. Moet ek sommer weer hier by julle sit. Nou, jy het vir my gesê waantoe om te gaan, maar hoekom het ek nie daar uitgekom nie? Want hulle het gewag. Want hulle het gewag, okay, ja, dit is een rede. Maar selfs toe ons hier voor was, hoekom het ek, ja, sê vir my. Die GPS wys waar te gaan, want as jy weet nie waar jy is nie, wys die GPS jou. Ja, so as jy nie weet waar jy is nie, dan wys die GPS vir jou waantoe om te gaan. Jy is doodreg. Maar hulle het vir my gesê waantoe om te gaan, maar hoekom het ek nie gedraai nie? Want hulle het nie hard genoeg gepraat nie. Nee, ek kon hulle mooi hoor. Want hulle het nie vooruit gepraat nie. Nee, ek dink hulle het genoeg tyd gegee. Ek het net nie geluister nie. Hulle het 'n grappie gemaak. Hulle het 'n grappie gemaak. Ja, dis hoekom ek nie Dis hoekom ek nie uitgekom het waar ek moes nie. Nee, julle, so wat help dit as die GPS daar saam met jou in die kar is, maar jy luister nie vir hom nie? Jy verdwaal. Dan kan jy nie na die mense toe gaan waar jy wil. Ja, dan kan jy nie gaan kuier waar jy wil gaan kuier nie, nê? Ja, so ons moet ook luister na die GPS, stem julle saam? Nou het julle geweet, ons het 'n ingeboude GPS binne ons harte. Nee, het jy nie geweet nie? Dis goed. Kan julle vir my sê wat is die ingeboude GPS? God, okay, ja, bietjie meer spesifiek. Sê weer? Die Heilige Gees, ja, Richard? Jesus, okay. Amper daar, maar ja, sê vir my. Ons het toe gegaan en toe ry my pappa en toe gaan ons in sirkels. Toe gaan julle in sirkels. Dis wat gebeur as jy nie die GPS luister nie. So ja, ek gaan nou vir jou kans gee, okay? So julle, ons het die Heilige Gees hier binne ons. En het julle geweet die Heilige Gees is soos 'n GPS? Hy wys vir jou waantoe om te gaan. Ja, het jy dit nie geweet nie? Jessie, maar nou weet jy dit, nê? Daar sê. So julle, ons het die Heilige Gees hier binne ons en hy wys vir ons waantoe om te gaan. Okay. Maar het julle gesien? Hulle het vir my gesê links en ek het nie gedraai nie. Hoekom nie? Want ek het nie geluister nie. En so moet ek en jy altyd luister vir die GPS van ons harte. Ons moet altyd luister na die Heilige Gees wat na ons toe draai.
wat vir ons sê, hoorie, jy moet nou hier afgaan. Okay. So het julle dit. Wat doen die Heilige Gees vir ons? Hy doen wonderwerk. Hy doen wonderwerke, ja. Maar wat ons het nou ek nou net gesê die Heilige Gees is 'n GPS. So wat doen 'n GPS? Sê weer vir my, Rian. Help jou waantoe om te gaan. Waantoe om te gaan. So wat doen die Heilige Gees? Hy wys vir ons waantoe om te gaan. En maar wat moet ek en jy doen? Ons moet luister. Okay. So het julle dit. Die Heilige Gees is hier binne julle. Jou GPS is hier ingebou. Maar as jy nie luister nie, dan gaan jy nie weet waantoe om te gaan nie. Okay. Dan ry jy in sirkels, net so. Okay. So het julle dit. Wys vir my so. Het julle dit? Rian, hoekom is jy nou skaam? Ek ken jou. Wys my, het julle dit so? Okay. Fantasties. Lizet kom hulle saam met jou. Fantasties. Okay. So het ietsie geval. Ek gaan hom nou optel, moenie bekommer nie. Dankie. So julle gaan vir my saam met Tannie Lizet gaan, almal wat Peterkerk toe gaan. Tannie Lizet, ek weet nie waar, sy gaan seker nou hier uitkom. Maar julle gaan saam met haar gaan en dan gaan sy julle bietjie besig hou. So wag sommer vir haar hierso, okay? Hierso agter by die deur. Ek gaan net so kans gee dat hulle net rustig kan word en uit kan gaan. Nou het julle ook so 'n crash course gekry van waaroor ek vandag praat. Nou ek gaan vir ons saam lees vandag uit Johannes 14 uit, vanaf vers 15 tot en met vers 21. En in hierdie gedeelte gaan ons sien, Jesus maak 'n belofte. Hy maak die belofte dat die Heilige Gees by ons sal wees. Dat die Heilige Gees daar sal wees en dat ons nie alleen sal bly nie, dat jy nie 'n weeskind sal bly nie, dis hoe die teks dit self sê. So net so voordat ons uit die teks uit lees, kom ons sluit die oë. Here, ons kom nederig na U toe vandag en ons vra vir U, dat U ons ore sal oopmaak. Here, mag dit werklik wees soos wat U self sê, dat die wat ore het, sal luister. Mag ons die wees wat luister vandag, Here. Mag ons luister na U stem en nie na ons eie stemme nie. Mag ons besef dat ons in die wêreld is, maar nie van die wêreld af is nie, Here. Dankie dat ons vandag saam kan wees as 'n gemeenskap van gelowiges. Dankie dat ons in 'n geleentheid kan wees in 'n land waar ons die vrymoedigheid kan hê om in die openbaar U te kan loof en te kan prys, Here, om uit U woord, uit die Bybel uit te kan lees saam sonder vervolging. Mag ons dit nooit maar nooit as vanselfsprekend aanvaar nie, maar mag ons juis as gevolg daarvan, omdat ons hierdie voorreg het, mag ons streef daarna om dit wat ons leer toe te pas hier in ons alledaagse lewe. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Ek lees dan vir ons Johannes 14 vers 15 tot 21. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en hom ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet. En wie my liefhet, my Vader sal hom lief hê en ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Ons lees net tot sover saam. Nou, baie van julle sal waarskynlik onmiddellik dink dat hierdie gedeelte speel af na die kruisiging. Want Jesus praat nou natuurlik hier van die Heilige Gees wat sal kom en wat gestuur sal kan word na hom toe. Maar die interessante ding is, dit is nie na die kruisiging nie.
Die kruisiging kom eers in Johannes 19, as ek dit nie verkeerd het nie. So hier sit ons eintlik by die avondsmaal. Hier is ons aan tafel by die avondsmaal waar Jesus met sy disippels praat en vir hulle sê, maar weet jy wat, hier's wat gaan gebeur. Hy maak hierdie belofte dan aan hulle. Want nou wil ek hê jy moet jouself 'n bietjie die vraag afvra, as een van die mense met wie jy 'n nabye verhouding het, dalk is dit jou man of vrou, jou kind of dalk 'n vriendin, 'n vriend, dink bietjie as hulle goeters begin sê soos, weet jy wat, ek gaan nie meer lank hier wees nie. Een van die dae en dan is ek nie meer by julle nie. En waar ek gaan, daar kan julle nie heen gaan nie. Ek dink dit is geregverdig om te sê dit sou 'n bietjie 'n moeilikheid veroorsaak het hier. Dit sou 'n spanning veroorsaak het in jou hart, dalk bietjie 'n bekommernis, 'n angs. En dit is presies wat die disippels hier besig is om te ervaar. Hulle is bekommerd. Want hier kom hulle rabbi en hy sê vir hulle, weet jy wat, nie meer lank nie, dan is ek nie meer by julle nie. Julle gaan my vir 'n kort tydjie nie sien nie en dan sal julle my weer sien. Dis baie vreemd, baie angswekkend in 'n sekere sin. Want in die antieke tyd was jou rabbi, ek wil amper sê jou alles gewees. Jy het hom agtervolg, jy het alles gelos en hom gevolg. En nou kom hy en hy sê hierdie goeters. En dan kom Jesus en dit is juis in reaksie op hierdie gevoel wat hulle het, hierdie angs, hierdie bekommernis, en dan reageer hy. Hy reageer op daardie angs wat hulle het, dan kom hy en hy kom gee hierdie stuk, hy gee inteendeel 'n hele lang gesprek voordat hy gevangene geneem word. Nou, voordat ons bietjie verder gaan, moet ons eers bietjie praat oor die term van parakleet, want dit is nou 'n baie vreemde woord vir baie van ons en dit klink soos 'n akademiese woord en in 'n sekere mate is dit seker. Want in party van die vertalings sal julle sien dit word sommer vertaal as trooster, as advokaat, as helper. Ek dink daar's nog een voorspraak. Al daai tipe van goed. Dit word iets in daardie lyn vertaal. Maar die waarheid is ons sukkel eintlik om hierdie woord te vertaal. Hierdie term, parakleet. En dit is dan ook hoekom hierdie term in die 2020 vertaling net so verskyn. Want dit is soveel meer as 'n trooster, dit is soveel meer as 'n advokaat, dit is soveel meer as 'n helper. So ons het sommer besluit, ons hou hierdie term net soos wat hy is. Dis die oorspronklike Griekse woord, as jy hom nou in Afrikaans gaan translitereer, dan kry jy parakleet. Nou, so ons het nie regtig 'n 1-tot-1 vertaling vir hierdie woord nie. Nou, in antieke tyd was hierdie woord, hierdie parakleet, was gebruik as 'n regsterm. Dit is iemand wat jou verteenwoordig, iemand wat langs jou gestaan het en saam met jou teen die reg geveg het, jou beskerm het. Baie soos 'n prokureur vandag, maar in dieselfde asem was 'n parakleet ook iemand wat so na aan jou was, hy het saam met jou gereis, hy het saam met jou van plek tot plek gegaan. Maar omdat hy juist so naby was aan die mense wat hy verteenwoordig het, het dit ook van tyd tot tyd gebeur dat die parakleet was die een wat gesê het, weet jy wat, jy is nie nou op die regte plek nie. Hy het ook mense reggehelp en teruggebring na die waarheid toe. So dit is wat 'n parakleet is. Dis iemand wat, as ek dit nou so kan sê, beide kante van die regstelsel is. Aan die een kant sê hy vir jou, jy is besig om verkeerd te doen, en aan die ander kant verteenwoordig hy jou ook wanneer jy die pad byster raak of wanneer jy verdedig moet word. So dit is die idee van die parakleet wat hier saam is. Nou, in net bloot mooier woorde in ons taal vandag sal ons natuurlik almal saamstem, dit is die Heilige Gees. Dis die idee van die parakleet. Maar 'n interessante ding om net te noem, voordat ek aangaan, is as ons mooi gaan kyk na Jesus se woorde, dan sê hy, en die Vader sal vir julle 'n ander parakleet bring. Met ander woorde, wat beteken dit? Jesus self was ook 'n parakleet. Hy was self ook die een wat ons verteenwoordig het. Hy was self ook die een wat vir ons gesê het, hoor jy moet so bietjie regdraai, bietjie meer fokus op die pad wat jy besig is om te loop. So Jesus self het ook daardie rol vertolk, maar nou, hierso is Jesus besig om vir sy disippels te sê, ek gaan weg, maar weet jy wat, daar kom een wat jou hiermee sal help, en hy sal in julle wees. En dan kom Jesus en hy vertel vir ons bietjie meer
van die persoon van die Gees. Die eerste ding wat ons baie duidelik sien, is dat dit 'n gees van waarheid is. Nou, die Gees is die een wat dan slegs doen en getuig van dit wat waar is. En hier moet ons vir 'n oomblik vir mekaar baie eerlik sê, die Gees is nie die een wat altyd vir ons sê waarvan ons hou nie. Soms sê hy dinge wat vir ons bietjie moet reg help, as ons nou weer teruggaan na die parakleet term toe. Soms kom hy en hy sê vir ons, hoorie, hier's nou 'n bietjie van die pad af. So hy getuig van dit wat waar is, nie altyd van dit wat ons wil hoor nie. Dit is die een ding wat ons mekaar moet sê. En hy getuig ook natuurlik altyd met dit wat in lyn is van God se woord. Hy getuig met die waarheid self, die skrif, God se woord, en dit sal nooit teenstrydig wees nie, en ek dink sommer net, terwyl ek hier is, dit net sê, dit is hoe ons baie makliker kan uitken, wat is die stem van die Gees eerder as my eie stem. Dis om jou Bybel te ken. As jy jou Bybel ken, dan kan jy weet, hier is wat God sê, en daarom sal hy nie nou vir my iets anders sê nie, maar in 'n geval. Dan sien ons die volgende gedeelte. Dan praat Jesus en hy sê, weet jy wat? Die wêreld kan nie die Gees sien of ken nie. Nou, hoe is dit dan moontlik? Ons weet die Heilige Gees is hier by ons en hy wandel hier tussen ons. Maar Jesus is eintlik hier besig om iets uit te beeld. Hy is besig om op te bou na Johannes 17 toe, waar ons die idee kry dat ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Dit is waartoe Jesus besig is om op te bou. Hy kom en hy stel die wêreld teenoor die Gees. Hy kom en maak daai teenstrydigheid, hy maak daai spanning tussen wêreld en Gees. Want die wêreld is in hierdie stuk die teenoorgestelde as die Gees. Dit is in die wêreld is dit 'n plek van leuns. Dis 'n plek van seerkry, dis 'n plek waar regtig net mense nie is wat hulle veronderstel is om te wees nie. So dit is wat hier gebeur, is die wêreld word teen die Gees gesit, wêreld se plek van seerkry, van swaar kry, van leuns, maar die Gees is 'n plek van waarheid. Die Gees is 'n gees van waarheid, 'n gees van liefde, 'n gees wat ons help om op die regte pad te bly. Dit is wat die Gees doen. Presies die teenoorgestelde. En juis as gevolg van hierdie, dat dit twee uiterstes is, kan die wêreld nie die Gees ken nie. As ek dit so kan verduidelik, die wêreld is 'n plek waar dinge seer gaan. Die definisie van die wêreld is, dis 'n plek van seerkry, van leuns en van swaar kry. En die definisie van die Gees is van waarheid, van liefde en van op die regte pad hou. So met ander woorde, as die wêreld die Gees leer ken, dan is die wêreld nie meer die wêreld nie. Dan kan ons eintlik verder gaan om te sê, as die wêreld die Gees sou ken, dan was dit nie die wêreld nie, dan was dit die hemel. So dit is wat hier aangaan. Nou sien ek het so 'n ekstra slide ingewerk. Maar dan kom die goeie nuus. En die goeie nuus is dat almal van ons wat Jesus ken, almal van ons wat Jesus navolg, het reeds die Gees. Ons ken reeds die Gees. Ons as gelowiges hoef nie te bekommer dat ons nou hom nie gaan herken of nie gaan ken nie, want daar word vir ons berusting gegee en gesê, weet jy wat, jy ken die Gees alreeds. Hy is hier by jou, omdat jy my ken, omdat jy my liefhet, ken jy reeds die Gees. So die Gees is reeds in jou, en die Gees lei ons terug na die waarheid toe. En weet jy wat meer as dit, is die Gees reeds hier. Die Gees is hier teenwoordig by jou en by my. Nou as jy, ek gaan net weer dit vir ons saamvat, as jy aan Christus behoort, en as jy deur geloof van hom vashou, en met jou mond bely dat hy die Here is, en dat hy uit die dood uit opgestaan het, dan ken jy reeds die Gees. Dit is reeds by jou. Nou, dis vir my vergelyking dan inkom van die GPS.
Die Gees is soos 'n GPS en terselfdertyd soos wat ek net nou ook gesê het, is die Gees soveel meer as bloot net 'n GPS. Ons moet dit glad nie nou hoor ek sê dis net 'n GPS nie. Dit is ook 'n trooster, dit is ook 'n advokaat, dit is ook 'n helper, al daai dinge, maar dit is ook 'n GPS. Is 'n GPS wat vir ons sê waartoe om te gaan. Is 'n GPS wat vir ons sê, weet jy wat, hier moet jy nou links draai. En ek glo almal van ons het al daai ervaring gehad, as die GPS vir jou sê, jy moet links draai en jy het nie links gedraai nie. Daai tannie skree elke 2 sekondes op jou. Sy sê vir jou, draai om. Jy is op verkeerde pad. Jy is op verkeerde plek. Draai om. En dit is wat die Gees doen. Hy is konstant besig om ons te guide en reg te kry, te lei om op die regte pad te wees. Nou, ons moet ook hoor dan dat Jesus nooit die troos en die bystand van die Heilige Gees net vry maak nie. Hy skei dit nooit van die gehoorsaamheid van die liefde nie. Dit is hoekom ek sê, die bystand van die Gees gebeur wanneer daar gehoorsaamheid is van die liefde van God. As jy my, as ek weer net vers 15 kan plus minus sê, is as jy my gebooie in liefde nakom. Dit is wanneer jy die bystand van die Gees kry. Want as jy vir God lief is, dan ken jy hom, dan agtervolg jy hom, dan ken jy reeds die Gees, en dan kan die bystand van die Gees by jou wees. Nou in hierdie komende week vier ons dan nou Hemelvaart, soos wat ek net nou genoem het. Donderdag is Hemelvaart. En ons onthou, Jesus gaan dan nou na die Vader toe. Maar hier in Johannes 14 kom wys dit vir ons, hy laat ons nie alleen nie. Hy los ons nie as weeskinders agter nie. Hy stuur vir ons die Gees. Die Gees van waarheid, die Gees van liefde. Die Gees wat ons konstant op die regte pad probeer hou. En hy is vandag nog hier steeds by ons. Dinge gaan swaar in hierdie wêreld. Dinge is donker. Baie van julle weet ek is verskriklik bekommerd oor die oes, of selfs met die pessiekte onder die beeste. Baie van julle is baie angstig daarmee, want jy kan sien hoe dinge, jou harde werk, jou hande werk, nie gaan vrug dra nie. Jy kan sien hoe dinge besig is om by 'n afgrond af te gaan. Dalk is jy heeltemal in 'n ander situasie. Jy weet ook nie wat gaan word van jouself nie. Wat gaan word van jou kinders nie. Jy sit dalk vandag hier en jy het soveel seer en soveel angs, dat jy eintlik nie die krag het om op te staan nie. Dat jy eintlik nie weet watter kant toe mee nie. En vandag wil ek vir jou kom sê, vandag moet jy hoor, jy is nie 'n weeskind nie. In hierdie angs, in hierdie spanning, in hierdie swaar kry, in hierdie pyn, in hierdie lyding, is God by jou. Hy is daar saam met jou. Ek dink nou aan Psalm 23 wat sê, selfs al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Dit sê nie, jy gaan nie deur die dal van doodskaduwee gaan nie. Maar dit sê dat, weet jy wat, wanneer jy deur die dal van doodskaduwee gaan, daar is God by jou. So dit is wat jy vandag moet hoor. So jy is nie 'n weeskind nie. Die Here het die Gees gestuur, en die Gees is hier. Jy is nie alleen nie. God is daar by jou. En hy is ook hierso. En meer as dit moet jy ook hoor vandag, weet jy wat, die Gees woon reeds in jou. Die trooster, die advokaat, die helper, die parakleet woon reeds in jou. Jy ken hom. Net omdat jy hier vandag sit, kan ek met vrye vermoedigheid vir jou sê, jy ken hom, want jy volg vir Jesus na. Die Gees is reeds hier by jou. En die ongelooflike ding is dat jy enigiets met God kan deel. Jy kan hom vertrou en jy kan enigiets hier by sy voete kom neersit. En weet jy wat? Net soos wat ek net nou met die kinders gepraat het, as daai GPS nie saamgaan nie, dan gaan jy nie weet waartoe om te gaan nie. Hy wil die pad saam met jou stap.
praat net met hom. Dit is wat die Parakleet is. Die Parakleet is hier onder ons. Die Parakleet wil die pad saam met jou stap en hy doen reeds. Die vraag is, eerstens gaan jy luister en tweedens gaan jy terugpraat. Gaan jy sê wat hier in my lewe aangaan? Want God is hier saam met jou. Want jy het die Heilige Gees by jou. Jy het die Heilige Gees binne jou. En ek gaan weer sê wat ek nog heeltyd sê, jy is nie 'n weeskind nie. God het ons nie alleen hier agtergelos nie. Hy het vir ons die Parakleet gestuur, die Heilige Gees gestuur om hier by ons te wees, want ons is nie weeskinders nie. So moenie gaan en gaan leef asof jy 'n weeskind is nie. Want jy is nie. Kom ons bid saam. Almagtige God, Here, laat U naam geheilig word. Dankie dat ons kan weet U liefde is oneindigend. Here, dankie Jesus Christus dat U hier tussen ons geloop het, hier saam met ons geloop het, hierdie seer en hierdie swaar kry en hierdie donkerte wat in hierdie wêreld is, dat U dit kom beleef het, Here. Dankie dat ons ook kan weet, U dit kom doen vir elke liewe een van ons. Heilige Gees, dankie dat U ons nie alleen los soos weeskinders nie. Dankie dat ons kan weet, ons is nooit verlate nie, ons is nie weeskinders nie. En selfs al gaan dinge sleg en selfs al gaan dinge moeilik, dat ons kan weet, U is hier aan ons kant, Here. U stap hierdie pad saam met ons. Help ons om te leef asof ons nie weeskinders is nie. Help ons om te leef asof ons 'n hemelse Vader het, Here. Want U is ons hemelse Vader, o Here. En dit is nie altyd maklik om so te leef nie, maar mag ons meer en meer daarna streef. Elke dag meer van U, minder van my. Want ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie, Here. Amen. Ek gaan die losspan vra om so lank vir my vorentoe te kom. En ek gaan jou uitnooi om saam op te staan en 'n slotlied te sing. U is die lig wat in die donker skyn.
Daar is vir my gesê die mans gaan vandag tee skink en bedien. So dit is iets om te sien. Kom beleef dit saam, kom kuier saam. Dit gaan lekker wees om jou daar te hê. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. En die Here, God Drie-enig, Vader, Seun en Gees, sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.